Volspoed episode 35 en dit is die voorlaaste episode van hierdie boek. Iets pla vir Rozaan. Dit pla haar al van dat sy teruggekom het van Christo af, toe sy vanmiddag hier by Villa Schultz ingery het. En dit het niks te doen met die feit dat daar 'n man is wat by Amy kuier nie. 'n man wat rondloop met 'n sak vol geld en 'n broek vol planne, omdat hy blykbaar daaraan dink om vir Rozaan 'n aanbod op die eiendom te maak, sodat hy en Amy die besigheid by haar kan oorneem nie. Nee, daardie gedeelte van Amy se verwelkomingsgroet vanmiddag plaar glad nie. Sy kan dit nogal oorweeg om die grond te verkoop. Om van Villa Schultz 'n trouvenue te maak, was haar oorlede man Bert se idee. Rozaan wil net koeke bak, mooi en groot verjaarsdagkoeke, vrugtekoeke vir troues en vir Kersfees en kolwyntjies vir kinders. Allerhande kolwyntjies met katgesiggies op en 101 Dalmatians. Dit is al 7 uur en nou wag sy dat Amy die man moet groet, sodat sy haar kan gaan bydaam om seker te maak dat sy reg gehoor het. Rozaan sit die laaste versiersel op 'n doopkoek in die kombuis en toe staan sy terug en bekyk dit. Die koek is vir 'n dogtertjie, haar naam is Estie. Die versiersuiker is pink en daar is fyn wit blommetjies op. Die mens het gesê, bel ons as jy klaar is, al is dit 12 uur vannag, ons kom haal dit. Sy neem 'n foto op haar selfoon en stuur dit vir die ouma wat die koek bestel het. Jou koek is klaar, kom haal dit gerus. Daar is 'n boodskap van Christo op en dit laat haar nog skuldiger voel oor wat sy by Amy gehoor het. Sy lees Christo se boodskap. Dankie liefste vrou Mensie vir 'n wonderlike Vrydag aand en Saterdagoggend. Ek wens ek hoef nie te werk nie, sou eerder nog by jou wou wees. Dieselfde hier, mooie man. Ek versier 'n koek, maar ek dink al heeldag net aan jou. Is jy besig? Nat Saterdagmiddag, stampe en stote, kom sy antwoord. Niks ernstig gelukkig so ver nie. Gee maar so 'n bietjie klas soos wat Ildekai gevra het, maar my kop en hart is waar? Daar by jou. Net toe kom die doopkoek ouma se boodskap ook terug. Pragtig, die koek lyk fantasties, dankie, ons sien jou in 10 minute. Reg. Rozaan slaan een van die bokse waarin sy gewoonlik haar koeke pak op en sit die koek daarin. En net toe stap Amy in. Sy loop ook op wolke en agter haar is Piero. Hy is die nuwe man in haar lewe, al moet sy net eers van die vorige een ontsla raak. Piero het pas sy eiendom en restaurant in Mauritius verkoop en hulle twee het gesels en nou moet Rozaan ook hoor waaroor hulle gesels het. Piero is eintlik 'n chef en hy is gereed om dadelik 'n aanbod op hierdie eiendom te maak. Die idee is om voort te gaan met die trouvenue. Hulle twee saam, tensy Rozaan ook wil deel bly hiervan. Maar Piero sal sorg vir die spysenering. Wat van my kombuisdames? Vra Rozaan besorg. Sy weet mos dat 2 van die 3 net op Donderdag, Vrydag en Saterdag werk vir haar. Ek sal hulle by jou oorneem, stel Piero haar gerus, as ons tot 'n vergelyk kan kom. En Amy het gevra dat jy en Siska een van die kothuise gebruik, vir so lank as wat jy hier wil bly, gratis. Like julle is bietjie vinnig op my, keer Rozaan. Ek sal eers oor die saak moet dink. Sy stap na die ketel toe en skakel aan. Gaan julle koffie drink? Ja, dankie. Daarna moet ek seker terugry stad toe, na die hotel toe, antwoord Piero, met sy oë op Amy. Hy wil nie ry nie, hy wil bly. Dit gaan van haar afhang, of hy bly. Maar hoekom hier, hoekom in Hammanskraal? Vra Rozaan en haal die koppies uit. Want die wildtuin is hier naby, erken Piero. Ek dink die Nukeng gaan al hoe meer van 'n toerisme bestemming word. Mense gaan nie meer so ver wil ry as hulle die groot vyf wil sien nie. En ek wil in elk geval ook nie weer deur die groot stede verswelg word nie. Hammanskraal voel vir my so
So rural. Ja, rural, nogal, nee, stem Rozaan saam. En dan wil hulle mos van die karousel-omgewing 'n racingbaan maak. Racingbaan, dit is die ander ding wat Rozaan al pla van dat sy hier aangekom het. Sy het vir Siska gebel om te hoor of hulle veilig by Mahem aangekom het en of hulle dit geniet daar. Toe het Siska gesê, "Ma, ek bel jou nou terug. Kieler is op hierdie oomblik besig om te kwalifiseer." Kieler? Het Rozaan probeer uitvis. Praat jy van Renier se kar, Kieler? Ja, ma, Kieler van Renier Du Plessis. Dit is mos op hom wat ek gister die verfwerk gedoen het. Wag eers, Siska, wat maak Kieler daar by Mahem? Is Renier nie veronderstel om by 'n volksspele aand van die skool te wees nie? Wat weet ma van die volksspele aand by die skool? Wat laat ma dink dat hy daar moet wees en nie hier nie? Want ek het vandag saam met Christo by Renier se oupa en ouma gekuier en toe het hulle gepraat van die volksspele aand daar by die skool. Ma het wat gedoen? Daar is 'n lang stilte. Toe het Siska gevra, "Verstaan ek reg? Sien ma en Dr. Christo mekaar op 'n meer romantiese manier? Ek dog julle is aardsvyande en dat julle nie eens met mekaar wil praat nie." Dit was aanvanklik so, maar dit het verander, Siska. Ons verhouding het eintlik maar pas begin en ek was van plan om vir jou môre daarvan te vertel. O, hel! O, my hel! Het Siska uitgeroep. Daarna het sy verskriklik begin verduidelik. Ma, Renier is nie hier op Mahem nie. Dit is Jakes wat met die swart kar ry. Hoor ma, Renier is nie hier nie. Hy is by die volksspele by die skool. Ja, is reg, ek hoor vir jou, Siska, ek verstaan. Maar eintlik het sy nie verstaan nie, want Amy praat ook iets van die klomp wat daar by Mahem is. En sy vertel vir Piero dat die oukie wat jaag maar 14 jaar oud is. En die kind is blykbaar 'n genius in wording. Sien, sy sal weet, dit is haar dogter se kerel. Die mannetjie is baie jonk, maar reeds volwasse en verantwoordelik vir sy ouderdom. Maar Jakes is nie 14 jaar oud nie. Jakes is 22. So van watter kerel, praat die vrou. Rozaan se selfoon lui en dit is die koekmense. Hulle is hier. Sy stap uit en nooi die oupa en ouma in die huis in. Hulle betaal kontant, vat die koek en daarna ry hulle. In die kombuis het Amy so lank aangemaak gaan en die koffie begin maak. Dit is toe dat sy besluit om vir Amy reguit te konfronteer. Amy, wie is op die oomblik Melanie se kerel? Jakes of Renier? Renier, maar hy is 'n bietjie suur met haar omdat Jakes ingemeng het en stories by hom aangedraai het. Goed, en wie is die persoon wat op die oomblik met die kar daar op Mahem ry? Renier of Jakes? Renier, man, hy sal mos nie Jakes met sy kar ry nie. Amy haal haar foon uit. Kyk, hier het Melanie vir my video gestuur waar hy gekwalifiseer het en die video daarna is van sy eerste resies. Baie goed, as 'n mens dink dat hy dit nog nooit tevore gedoen het nie. En hier is foto's van die branding wat jou pragtige Siska self opgesprei het. Jou kind is baie goed. Sy gaan 'n suksesvolle grafiese ontwerper wees. Wat? Rozaan kyk geskok na al die foto's en die video's. Toe vra sy, stuur dit asseblief na my foon toe. Amy doen dit, daarna kyk sy op. Hoekom is jy so verbaas en so geskok hieroor? Want Renier se mense het geen idee waar hy is en wat aan die gang is nie. Wel, jy kan nie vir hulle sê, as die arme kind al die moeite gedoen het om het vir hulle weg te steek nie, of gaan jy
vra Amy. Wel Amy, ek is baie jammer, maar as dit my kind is wat sulke onheilighede en skelmstreke aangevang het, sou ek beslis daarvan wou weet. Renier sy ouers is op die oomblik in Polokwane vir 'n troue, so ek gaan nou dadelik vir Christo bel en vir hom hiervan vertel. En sy doen dit ook, al kyk Amy na haar asof sy die grootste sonde op die aarde begaan. Maar iemand anders antwoord Christo se foon op daardie stadium. Dokter is net gou besig met 'n biker wat geval is. Hy stabiliseer die ou. Is dit dringend? Kan ek hom vra om jou terug te skakel, mevrou? Is dit dringend? Wonder Rozaan. Wat as die aand uiteindelik goed afloop en daar niks met Renier gebeur nie? Dan het sy nou onnodig spooke opgejaag. Maar dan dink sy weer aan haar eie man en kind se ongeluk. As sy maar net daar kon gewees het, voordat Sean agter die stuurwiel van die bakkie ingeskuif het. Sy sê, ja, dit is nogal dringend. Intussen stuur ek vir hom foto's en videomateriaal aan en maak asseblief doodseker dat hy daarna kyk, voordat hy vir my terugbel. Rozaan kyk na die horlosie teen die kombuis se muur. Dit is 8:15. Sy vra vir Amy, hoe laat sou die laaste resies wees op Mahem? Daar is sogenaamde Butcher's Picnic. Dit is seker die volgende item waaraan Renier nou sal deelneem. Wel, dit kan enigiets van 9 uur af gebeur, antwoord Amy. Net toe lui haar foon. Christo wag nie dat sy praat nie. Hy wil weet, is alles reg daar met jou, Rozaan? Ek is okay, dankie, maar het jy na jou foto's en die video's op die WhatsApp gekyk? Nog nie. Ek wou net eers seker maak dat jy okay is. So, wat is aan die gang? Renier is op Mahem, Christo. Hopelik loop daar niks verkeerd nie, want dit klink asof hy heel goed gevaar het so ver. Maar miskien is dit goed dat jy net weet, die Butcher's Picnic gebeur so van 9 uur af, en hy is van plan om daarin te ry. Christo Du Plessis kan knoop. Hy kan vloek, en hy doen dit, sommer 3 keer agter mekaar, en toe groet hy haastig. Dankie, vir die laat weet, Rozaan, ek ry dadelik daarna toe. Moet ek intussen iets namens jou doen? Vra Rozaan. Wel, laat weet vir Renier, dat ek uitgevind het wat aan die gang is, en dat hy van die baan moet afbly, of sy gatvelle gaan waai, nie ek nie, sy pa. Want as hy in daai laaste reis jaag, gaan ek vir sy pa vertel, wat die klein wetter agter sy rug aanvang, en as sy pa hom nie permanent gaan beskadig nie, sal daai manne teen wie hy jaag dit namens sy pa doen. Hulle sal nie toelaat dat 'n rookie wen nie. Reg, ek sal hom laat weet. Rozaan groet nie, Christo het in elk geval ook nie gegroet nie, die foon is net skielik doodstil. Sy bel Siska se nommer. Ma, Siska, ek het uitgevind dat het eintlik Renier is wat daar jaag. Toe het ek vir Christo laat weet, sy oom is op pad daarna toe. Nee, ma het nie. Ja, ek het, Siska. Sy oom sê hy moenie daar die laaste resies doen nie. Die manne gaan hom platvee. Dit is die idee, ma. Last man standing. Dis die Butcher's Picnic, onthou. Siska, gee vir Renier die foon, dat ek asseblief met homself praat. Ek kan nie, ma. Sy senuwees is reeds so klaar, en hy sal nie opgee nie, ma. Hy het reeds so ver gekom. Wel, dan bel ek homself op sy foon. Hy het nie sy foon by hom nie, ma. Sy sussie Vivian hou dit, en ons sit op die paviljoen, en hy is door agter. Christo organiseer die manne by die ongelukstoneel. Die motorfietsryers sit daarom nou weer regop, maar die ambulans gaan hom laai en na Eugene Marais Hospitaal toe afvoer. Daarna kyk Christo na die klompie paramedics, wat hom met die kliniek se bussie skaduwee. Ek ry nou Mahem toe. My broer se 14-jarige seun is met sy kar daar. Hulle ry ongeveer 9 uur vir die laaste keer. Hopelik gebeur daar niks,
maar ek wil maar net daar wees vir ingeval, sê hy. Vir ingeval hy nie die laaste een is wat bly staan nie, vra die bestuurder van die bussie lachend. Wel, hy gaan waarskynlik nie wees nie, want hulle gaan hom probeer vermorsel. Ek ken die manne wat met die wie uitstaar hy. Hulle sal nie dat 'n rookie ryer hulle van die baan afhaal nie. Hulle het waarskynlik reeds die mes in vir hom. Wel, ry voor Dok, ons kom agterna. Die bestuurder weet mos dat daar geen manier is waarop hy by die wit en rooi BMW sal kan hou as Christo eers wegtrek en begin jaag nie. En Christo trek weg, rooi lig op die kar en hy skakel Renier se nommer op die Bluetooth in die kar. Dit is Vivian wat met 'n bewerige klank in haar stemmetjie antwoord. Hallo oom Christo. En toe is die pyjama party daar op my hem, nie waar nie, sussie? Hy kan nie te kwaai wees met die kind nie. Dit is nie haar skuld nie, al is sy ewe aandadig aan die geheimhouding van die hele ding. Jammer oom Christo. Wel, ons praat later, Viv. Waar is Renier? Kan jy hom na die foon toe laat kom, of kan jy dit vir hom neem? Ongelukkig nie, oom Christo. Hulle sit al in die kar en die hek is nou toe. Christo voel hoe magteloosheid van hom besit neem. As hy nou daar was, het hy met die BMW en al dwars voor die grootes ingejaag en gekeer dat hulle die hek oopmaak. Dan het hy die 14-jarige slim Jan persoonlik uit die swart vorkie gaan tel. En vir Jakes, verdomp, hy weet nie eens wat hy met daai een gaan doen nie. Makro is uiteindelik op sy linkerkant. Hy draai net daarna links. Ry tussen die fabrieke deur en hekke gaan sommer van self voor hom oop. Die rooi lig intimideer die manne seker. Hy ry nou agter waar die kuipe is en gaan stop teen die hek wat na die baan toe gaan. Hy klim uit, betyds om die begin van die butchers picnic te sien. En toe kyk hy rond. Hy soek vir Jakes. Hy wil daai ding aan sy strot gaan gryp. 'n Skril stemmetjie roep sy naam. Oom Christo! Dis Vivian. Hy kyk teen die pype van die paviljoen op. By haar staan Siska en Melanie en 'n paar ander mense. Hy klim op en sien vir Jakes en 'n vreemde man daar teen die skerp muur en vangheining staan, elkeen met 'n beer in die hand. Hulle waai en beduie. Daar voor op die baan trek 'n Zephyr met 'n boog. Christo sien hoe die Skyline en die Wagoneer langs Renier se swart vorkie posisioneer. Gevaarlik, die twee van hulle werk mos gewoonlik saam. Maar hy sien hoe Renier remme aanslaan en die twee netjies uitoorlê. Iets wat gewoonlik net een keer gebeur, want die tweede keer werk die Zephyr wat nou terug is op die baan met hulle saam. Dok! Roep Jakes plesierig uit toe hy hom raak sien. Moenie my dok nie, met jou het ek 'n appel te skil, vlieg hy die man in. Colin Beacon, sê die man wat daar by Jakes staan, en die man het so waar die vermetelheid om 'n hand uit te steek en blad te wil skud. Maar Christo vat nie aan daardie hand nie, want die volgende oomblik sien hy hoe die Wagoneer en die Skyline saamwerk om die vorkie in die lug op te stuur. 'n Siek skuurklank wanneer dit teen die muur beland en toe daardie aaklige plofgeluid kenmerkend van 'n kop-aan-kop botsing. Dan is dit doodstil rondom hulle. Die klomp op die paviljoen hou asem op. Christo weet nie hoe hy weer by die beamer gekom het nie. Hy sien net die hek voor hom gaan oop en hy jaag in, na daar waar hy die heel ergste verwag. Wanneer hy stilhou, hurk daar reeds ander mense langs Renier. Hulle maak pad vir hom oop. Iemand kom met 'n koevoet aan. Hulle gaan die deur langs Renier uit sy skarniere breek. Jakes en die ander manne is nou ook by. Hy weet glo waar die skroewe en die moere en die swysings is. Intussen kruip Christo onder die karren. Hy steek 'n hand uit. Hy voel daar is lewe, hartklop en 'n flou asemhaling. Maar dit is ook al wat hy in hierdie stadium kan agterkom. Renier se oë is toe en daar is baie bloed. Renier, kan jy my hoor?
jy beter by my bly, raas hy, en kruip uit, toe die deur langs aan pad gee. Ons haal hom eers met stoel en al uit. Kom Jakes, jy weet seker waar al die moere en skroewe van die sitplek ook is. Renier kom stadig tussen die nevels terug. Hy sit in die kar vas, hy voel vreeslik snaaks, ongemaklik, seer, en Craig sit nou hier binne by hom in die kar. Waar is oom Bert en sy seun Sean dan nou? Hy hoor oom Christo se stem. Oom Maggies, is hy in die moeilikheid as oom Christo ook hier is? Die rooi ligte wat draai en draai oor sy kop, kom seker van daardie wit en rooi beamer, waarmee sy oom so jaag, agter ongelukke aan. Hy sien baie mense om hom, baie gesigte, maar Renier kan sy kop nie eens roer nie, ook nie sy nek, arms en bene nie. Die skok uitroepe kom nie verby sy lippe nie, net bloed, en hy wil daarin verstik. Kry hom nie uit, hy gaan versmoor, oom Christus se stem weer. Renier is dankbaar, dat hy nou weer in sy liggaam is. Of is hy? Nee, is dit nie hy wat nou weer daar buite langs Craig staan, en ewig geskok na die toneel voor hom kyk nie? Dit is hy, want nou kyk hy terug na sy eie lyf, wat stewig aan 'n draagbaar vasgemaak word, met oom Christo wat alles met 'n arendsoog dophou en bestuur, 'n drip in een van sy arms sit. Dit kan net een ding beteken. Hy, wat Renier is, was in 'n ongeluk. 'n helse ongeluk lyk dit vir hom. So erg, dat die plek hier rondom hom vir hom lyk soos die een hoek van Woesie se karre begraafplaas, presies daar waar hy Schultz bakkie mos lê, en hy self daar op die draagbaar lyk maar sleg. Sy helmet is gekraak, alles is vol bloed. Hy moes lank onderste bo in die harnas bly hang het, want bloed het oor sy arms en vingerpunte geloop en die plas waarin dit gedrup het teen die dak van die kar begin al stol. Asemhaling, hartklop, bloeding is die volgorde van belangrikheid op 'n noodhulpverlener se lysie. Vertel oom Christo altyd vir hom en sy sissies, as hulle vir die hoeveelste keer vra, wat maak 'n man soos hy, as hy op 'n ongelukstoneel afkom? As daar meer as een pasiënt is, en jy is die enigste persoon wat kan hulp verleen, dan kyk jy wie van die ernstiger beseerdes jy nog kan help. Dit help nie om tyd te mors wanneer die skaduwee van die dood reeds oor iemand anders lê, en 'n pasiënt andersins staan nog 'n kans op oorlewing nie. Jy evalueer. Meneer Wagner is geskok. Hy staan en ruk. Dit is dan 'n kind se lyf wat hulle daar uit die prefekkie gehaal het. Skyline wys na Jakes. Hulle het gelog, dis daar die arrogante vet barbaar wat hulle van die baan wou afjaag. Die baan is self in skakerings van rooi getooi. 'n Ambulans se agterdeure staan oop. Die draagbaar onder Renier se lyf kry wiele. Daarna vou dit weer op wanneer dit in die ambulans agtergelaai word. Dit word deel van die binnekant van die ambulans, vasgeskroef daar. Slim, nee. Sal hy alright wees, dok? Wil Jakes weet. Die groot, dapper Jakes staan 'n chunk soos 'n baba, en oom Colin lyk self nie op sy beste nie. Oom Christo draai na hom toe. Dis te vroeg om te sê. Sal julle asseblief sorg dat die meisiekinders alright is en by die huis kom? Vivian kan saam met ons huis toe ry. Siska sit haar arms vertroostend om sy sissie se skouers. Vanaand gee sy haar kar se sleutels vir Elio. Hy moet bestuur. Haar hande en bene bewe te veel. Sy ly aan skok. Oom Christo kyk 'n oomblik na die jong man en toe vra hy, is jy reg om te bestuur? Hoe lank het jy al jou lisensie? Lank genoeg, dok, en ja, ek sal mooi ry, moet asseblief nie worry nie. Reg, dankie. Ek sal Vivian môreoggend by julle kom oplaai. Dankie, Siska. Jakes, ry agter die girls aan en sorg dat hulle veilig by die huis kom. Ons kan maandag die sleepwa en die wrak van die vorkie met die landie kom haal. Gaan dok saam met die ambulans ry? Wil Jakes weet.
Natuurlijk gaan ek saam met die ambulans ry. Ek sal by die hospitaal wees, solank as wat dit nodig is. Vivian, jy het my selnommer. Moet asseblief nie onnodig bel nie. Ek sal dalk nie elke keer kan antwoord nie, en dan bekommer julle vernet. Maar ek sal julle van tyd tot tyd laat weet, hoe dit met Renier gaan. Wat van die Beamer, Dok? Moet ek hom nie huis toe ry nie? Vra Jakes. Jy bly weg van daai kar af, Jakes. Die ding behoort nie eers meer aan my nie. Een van my baase sal om een of ander tyd hier kom haal. So los die kar net hier. Die ambulans se deure agter word toegemaak. Die sirene gaan aan. Die rooi van die draaiende lig laat alles intens dringend voel. Renier, dit was heerlik om met jou hier te staan en chat, maar jy beter sorg dat jy saam met die oom en jou oom Chris toe gaan en met die ambulans. As jy eers te lank agtergebly het, dan sal jy nooit weer kan teruggaan na jou liggaam toe nie. Craig sit sy kop nou skadig van kant tot kant, hartseer. Hy wys, klim, laat jy klim. Renier hoef nie 'n genie te wees om te weet wat dit beteken nie. Hy spring haastig langs oom Chris toe in, en toe die man dringend vir hom vra om sy hand te druk, as hy hom dalk kan hoor. Toe doen hy dit. Word vervolg.